Ons gaan aan met Jesaja 62, die verheerlikte Jerusalem. Terwille van Sion sal ek nie swyg nie, en terwille van Jerusalem nie stil wees nie, totdat sy geregtigheid uitbreek soos 'n glans en sy heil soos 'n fakkel wat brand. En die nasies sal jou geregtigheid sien, en al die konings jou heerlikheid, en jy sal met 'n nuwe naam genoem word, wat die mond van die Hemelse Vader sal noem. En jy sal sierlike kroon wees in die hand van die Hemelse Vader, en 'n koninklike tulband in die hand van jou God. Jy sal nie meer genoem word verlatene nie, en jou land sal nie meer genoem word wildernis nie, maar jy sal genoem word my welbehae in jou land, die getroue, wat die Hemelse Vader met 'n behae in jou en jou land sal getroud wees. Want soos 'n jong man 'n jong dogter trou, so sal die kinders jou trou, en soos die bruidegom bly is oor die bruid, sal jou God oor jou bly wees. O Jerusalem, ek het wagte op jou mure uitgesit, wat gedurig deur die hele dag en die hele nag nie sal swyg nie. O julle wat die Hemelse Vader herinner aan sy beloftes, moenie rus nie, en laat hom nie met rus nie, totdat hy Jerusalem bevestig en maak tot 'n lof op die aarde. Die Hemelse Vader het gesweer by sy regterhand en by sy magtige arm. Waarlik, ek sal jou koring nie meer gee, dat jou vyande dit eet nie, en die uitlanders sal jou mos nie drink, waarvoor jy gewerk het nie. Maar hulle wat dit insamel, sal dit eet, en die Hemelse Vader prys, en hulle wat dit oes, sal dit drink, in my heilige voorhowe. Gaan in deur die poorte, berei die weg van die volk, vul op die groot pad, gooi die klippe weg, steek 'n banier op oor die volke. Kyk, die Hemelse Vader laat dit hoor, tot by die einde van die aarde. Sê aan die dogter van Sion, kyk, jou heil kom, kyk, sy loon is by hom, en sy beloning is voor sy aangesig, en hulle sal genoem word, die heilige volk, die verlostes van die Hemelse Vader. En jy sal genoem word, die begeerde, die stad, wat nie verlaat is nie. Tot sover. Hoofstuk 63, die wraakgerig in Edom. Wie is dit wat daar aankom uit Edom, met bloedrooi klere uit Bosra? Hy daar pragtig in sy gewaad, wat agteroor buig in sy volheid van sy krag. Dit is ek, wat in geregtigheid spreek, wat magtig is om te verlos. Waarom is u gewaad so rooi, en u klere soos die van een wat wynpers trap? Ek het die pers alleen getrap, en van die volke was niemand by my nie. En ek het hulle getrap in my toorn, en hulle vertrap in my grimmigheid, sodat hulle lewenssap op my klere gespat het, en ek my lewe gewaad bevlek het. Wat die dag van wraak was in my hart, en die jaar van my verlossing het gekom, en ek het uitgekyk, maar daar was geen helper nie, en ek het my verbaas, maar daar was niemand wat my ondersteun nie. Toe het my arm my gehelp, en my grimmigheid het my ondersteun, en ek het die volke vertrap in my toorn, en hulle dronk gemaak in my grimmigheid, en ek het hulle lewenssap op die aarde laat afloop. Boet en smeekgebed vanaf vers 7. Ek sal die goedertierenhede van die Hemelse Vader prys, die roemryke dade van die Hemelse Vader, ooreenkomstig alles wat die Hemelse Vader aan ons bewys het, en die veelvuldige goedheid jeens die huis van Israel, wat hy aan hulle bewys het, na sy barmhartigheid en na die grootheid van sy goedertierenhede. Want hy het gesê, hulle is tog my volk, kinders wat nie sal lieg nie. So het hy dan vir hulle 'n heiland geword. In al hulle benoudheid was hy benoud, en die engel van sy aangesig het hulle verlos.
deur sy liefde en deur sy medelyde, het hy hulle verlos, en hy het hulle opgehef en hulle gedra, al die dae van die oudheid. Maar hulle was wederstrewig, en het sy Heilige Gees bedroef, daarom het hy vir hulle in 'n vyand verander. Hy self het teen hulle gestry. Toe het sy volk gedink aan die dae van die oudheid, van Moses, waar is hy, wat hulle uit die see laat optrek het, saam met die herder van sy kudde? Waar is hy, wat sy Heilige Gees in hulle midde gegee het, wat sy heerlike arm laat trek het aan die regterhand van Moses, wat die waters voor hulle uitgekloof het, om vir hom 'n ewige naam te maak, wat hulle deur die watervloede laat trek het, soos 'n perd deur die woestyn, sonder om te struikel. Soos vee wat aftrek in die laagte, het die Gees van die Hemelse Vader hulle na die rus gelei. So het u volk gelei, om vir u 'n heerlike naam te maak. Kyk van die hemel neer en aanskou uit u heilige en heerlike woning, waar is u ywer en u magtige dade. Die ontroering van u binneste en u barmhartighede het hulle heens my ingehou, want u is ons Vader, want Abraham weet van ons nie, en Israel ken ons nie. U, o Hemelse Vader, is ons Vader, ons Verlosser is van ouds af u naam. Hemelse Vader, waarom laat u ons wegdwaal van u weë? Waarom verhard u ons hart, sodat ons u nie vrees nie? Keer terug, terwille van u knegte, die stamme van u erfdeel. U heilige volk het dit vir 'n kort rukkie besit. Ons teestanders het u heiligdom vertrap. Ons het geword soos hulle, oor wie u nie van ouds af geheers het nie, oor wie u naam nie uitgeroep is nie. Tot sover. Okay, ons gaan aan met hoofstuk 64. Ag, as u maar die hemele wou skeer, wou neerdal, dat die berge wankel voor u aangesig, soos 'n vuur die houtjies aan die brand steek. Vuur die water laat opborrel, om u naam aan teestanders bekend te maak, sodat nasies voor u aangesig kan bewe, wanneer u vreeslike dinge doen, waar ons nie op gehoop het nie, as u maar wou neerdal, sodat die berge wankel voor u aangesig. Van ouds af tog het niemand dit gehoor of verneem nie. Geen oog het 'n God gesien, wat werksaam is vir wie op hom wag nie, behalwe u. U kom hom tegemoet, wat met vreugde geregtigheid beoefen, hulle wat aan u dink op u weë. Kyk, u was toornig, en ons het gesondig. In die toestand was ons baie lank, en sal ons verlos word. En ons het almal geword soos 'n onreine, en al ons ongeregtighede soos 'n besoedelde kleed. En ons het almal verdor soos blare, en ons ongeregtighede het ons weggevoer soos die wind. En daar was niemand wat u naam aangeroep het nie, wat hom beywer het om u aan te kleef nie, want u het u aangesig vir ons verberg, en laat ons wegsmelt deur ons ongeregtighede. Maar nou, Hemelse Vader, u is ons Vader, ons is die klei, en u is ons vormeerder, en ons almal is die werk van u hand. Hemelse Vader, wees nie uitermate toornig nie, en dink nie vir ewig aan die ongeregtigheid nie. Aanskou dit tog, dat ons almal u volk is. U heilige stede het woestyne geword. Sion het 'n woestyn geword, Jerusalem 'n wildernis. Ons heilige en heerlike huis, waar ons vaders u geloof het, is met vuur verbrand, en al wat vir ons dierbaar was, het 'n pynhoop geword. Hemelse Vader, sal u by hierdie dinge u bedwing? Sal u swyg en ons uitermate verdruk? Tot sover. Ons gaan aan met hoofstuk 65. Die opstandige volk en die knegte van die Hemelse Vader.
Ek het my laat raadpleeg deur wie na my nie gevra het nie, het my laat vind deur die wat my nie gesoek het nie, aan 'n nasie wat my naam nie genoem is nie, het ek gesê, hier is ek, hier is ek. Ek het my hande die hele dag uitgebrei na 'n opstandige volk wat wandel op die weg wat nie goed is nie, agter hulle eie gedagtes aan, 'n volk wat my gedurig deur in die aangesig terg, wat offer in die tuine en rook laat opgaan op bakstene, wat in die grafte sit en vernag in verborge plekke, wat varkvleis eet en daar is broke onrein vleis in hulle skottels, wat sê, bly daar, kom nie naby my nie, want ek is heilig vir jou. Hierdie mense is 'n rook in my neus, 'n vuur wat die hele dag brand. Kyk, dit staan voor my aangesig geskrywe. Ek sal nie swyg nie, tensy dat ek dit vergeld het. Ja, ek sal die vergelde in hulle boesem. Julle ongeregtighede en die ongeregtighede van julle vaders tesame, sê die Hemelse Vader, dat hulle offerrook laat opgaan het op die berge en my smaadheid aangedoen het op die heuwels. Ja, ek sal voor alles hulle loon in hulle boesem toemeet. So spreek die Hemelse Vader, soos wanneer iemand mos vind in 'n tros druiwe en sê, verniel dit nie, want daar is 'n seën in. Sal ek doen terwille van my knegte, om nie alles te verniel nie. Ek sal 'n nakroos uit Jakob laat voortkom, en uit Juda die erfbesitter van my berge, en my uitverkorenes sal dit erflik in besit neem, en my knegte daar woon. En Saron sal 'n weiveld vir kleinvee word, en die dal van Agor 'n lêplek vir beeste, vir my volk wat my gesoek het. Maar julle, wat die Hemelse Vader verlaat, wat my heilige berg vergeet, wat 'n tafel dek vir die geluksgod en 'n mengsel inskink vir die godin van die noodlot. Ek sal julle bestem vir die swaard, en julle almal sal buig om geslag te word, omdat ek geroep het, maar julle nie geantwoord het nie. Ek gespreek het, maar julle nie geluister het nie, maar gedoen het wat verkeerd is in my oë, en verkies het wat my nie behaag nie. Daarom so sê die Hemelse Vader, kyk, my knegte sal eet, maar julle sal honger bly. Kyk, my knegte sal drink, maar julle sal dors wees. Kyk, my knegte sal bly wees, maar julle sal beskaamd staan. Kyk, my knegte sal jubel, omdat hulle hart vrolik is, maar julle sal skreeu van pyn in die hart, en huil deur die verbreking van gees. En julle sal jul naam vir my uitverkorenes as 'n woord van verwensing laat agterbly, en die Hemelse Vader sal jou ombring, maar sy knegte sal hy noem met 'n ander naam, sodat hy wat homself seën in die land hom sal seën by die God van waarheid, en hy wat sweer in die land sal sweer by die God van waarheid, omdat die vorige benoudheid vergeet is en verborge vir my oë. Want kyk, ek skep 'n nuwe hemele en 'n nuwe aarde, en aan die vorige dinge sal nie gedink word, en hulle sal in die hart nie opkom nie, maar wees julle bly en juig vir ewig oor wat ek skep, want kyk, ek skep Jerusalem om te juig, en sy mense om bly te wees, en ek sal juig oor Jerusalem en bly wees oor my volk, en daarin sal nie meer gehoor word die stem van geween of die stem van geskreeu nie. Daarvandaan sal nie meer kom 'n suigeling van 'n paar dae of 'n grysaard wat sy dae nie voluit lewe nie, want 'n seun sal nie sterwe 100 jaar oud, en wie sondig sal 100 jaar oud deur die vloek getref word. En hulle sal huise bou en bewoon, en wingerde plant en die vrug daarvan eet. Hulle sal nie bou dat 'n ander dit bewoon nie, hulle sal nie plant dat 'n ander dit eet nie, want die dae van my volk sal wees soos die dae van die bome, en my uitverkorenes sal die werk van hulle hande self geniet. Hulle nie te vergeefs vermoei
of baar verskielike ondergang nie, want hulle is 'n geslag van die wat deur die Hemelse Vader geseën is, en hulle nakomelinge is by hulle. En voordat hulle roep, sal ek antwoord. Terwyl hulle nog spreek, verhoor ek. Die wolf en die lam sal saamwy, en die leeu sal strooi eet, soos 'n bees, en stof sal die voedsel van die slang wees. Hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op die hele heilige berg nie, sê die Hemelse Vader. Tot sover. Ok, ons gaan aan met die laaste hoofstuk van Jesaja, hoofstuk 66. Die sondaars word getref, Sion verheerlik. So sê die Hemelse Vader, die hemel is my troon, en die aarde die voetbank van my voete. Waar is dan die huis wat julle vir my sal bou, en waar die plek wat my rusplek sal wees? Want my hand het al hierdie dinge gemaak, so het dit alles ontstaan, spreek die Hemelse Vader. Maar op hierdie een sal ek let, op hom wat arm is en versla van gees, en wat bewe vir my woord. Wie 'n bees as offer slag, is soos hy wat 'n man doodslaan. Wie 'n lam offer, soos hy wat 'n hond se nek breek. Wie 'n spysoffer bring, dit is varkbloed. Wie wierook as gedenkoffer bring, is soos hy wat 'n afgod prys, soos hulle hul eie weë verkies het en hulle siel 'n behaag het in hulle verfoeisels. So sal ek hulle ongeluk verkies en wat hulle met skrik vervul oor hulle laat kom, omdat ek geroep het, niemand geantwoord het nie. Ek spreek en hulle nie gehoor het nie, maar hulle het gedoen wat verkeerd is in my oë, en verkies wat my nie behaag nie. Hoor die woord van die Hemelse Vader, julle wat vir sy woord bewe, julle broers, julle haters, wat julle verstoot om my naam ontwil, sê, laat die Hemelse Vader heerlik word, dat ons julle vreugde kan aanskou, maar hulle sal beskaamd staan. Hoor 'n rumoer uit die stad, hoor uit die tempel, hoor, dit is die Hemelse Vader, wat sy vyand hulle dade vergeld. Voordat sy weë gekry het, het sy gebaar, voordat smart oor haar gekom het, is sy 'n seentjie van 'n seentjie verlos. Wie het so iets gehoor? Wie het sulke dinge gesien? Word 'n land op een enkele dag gebore? Of word 'n nasie met een slag gebaar? Want Sion het weë gekry met eens haar kinders gebaar. Sou ek naby geboorte bring en nie laat baar nie, sê die Hemelse Vader, of sou ek wat laat baar self toesluit, sê jou God? Wees bly saam met Jerusalem en juig oor haar, almal wat haar liefhet. Wees vrolik saam met haar, baie vrolik, almal wat oor haar treurig gewees het, sodat julle kan suig en versadig word aan die bors van haar vertroostinge, sodat julle kan uitdrink en julle verlustig in die oorvloed van haar heerlikheid. Want so sê die Hemelse Vader, kyk, die vrede lei ek na haar toe, soos 'n rivier, en die rykdom van die nasie soos 'n oorlopende stroom, en julle sal suig, julle sal op die heup gedra word, en op die knieë getroetel word, soos iemand wat deur sy moeder getroos word. So sal ek julle troos, en julle sal in Jerusalem getroos word. En julle sal dit sien, en julle hart sal vrolik wees, en julle gebeente sal groei soos die jong gras. Dan sal die hand van die Hemelse Vader bekend word aan sy knegte, en hy sal op sy vyande grimmig wees. Want kyk, die Hemelse Vader kom in vuur, en sy waans soos 'n stormwind, in 'n hittigheid, sy toorn te openbaar, en in vuurvlamme as dreiging. Want met vuur met sy swaard sal die Hemelse Vader 'n strafgerig hou oor alle vlees, en hulle wat deur die Hemelse Vader verslaan is, sal baie wees, die wat hulself heilig en hulself reinig vir die tuine, terwyl hulle die een nadoen
wat in die middel staan, wat varkvleis eet, en verfoeisels en muise, almal saam sal hulle tot niet raak, spreek die Hemelse Vader. Maar ek ken hulle werke en hulle gedagtes. Die tyd kom dat ek alle nasies en tonge versamel, en hulle sal kom in my heerlikheid sien, en ek sal 'n teken onder hulle doen, en die vrygeraaktes uit hulle stuur na die nasies, na Tarsus, Poel en Lud, wat die boog span, en Tubal en Javan, na die ver kuslande, wat my tyding nie gehoor en my heerlikheid nie gesien het nie, en hulle sal my heerlikheid onder die nasies verkondig. En hulle sal al julle broers bring uit al die nasies, as offergawe aan die Hemelse Vader, op perde en op waans, en in draagstoele, en op muilesels, en op kamele na my heilige berg, na Jerusalem, sê die Hemelse Vader, net soos die kinders van Israel, die spysoffer in 'n rein voorwerp bring na die huis van die Hemelse Vader. En ook sal ek uit hulle priesters en leviete neem, spreek die Hemelse Vader, want soos die nuwe hemel en die nuwe aarde wat ek maak, voor my aangesig sal bestaan, spreek die Hemelse Vader, so sal julle nageslag en julle naam bestendig wees, en elke maand op nuwe maan en elke week op die Sabbat sal alle vlees kom om te aanbid voor my aangesig, sê die Hemelse Vader. En hulle sal uitgaan en die lyke sien van die mense wat teen my opgestaan het, want hulle wurm sal nie sterwe en hulle vuur sal nie uitgeblus word nie, en hulle sal afgryslik wees vir alle vlees. Tot sover. Julle, ons is klaar met Jesaja, baie belangrike boek. Dit praat baie oor die toekoms. So neem maar kennis daarvan, luister maar mooi na die jy weet elke stukkie wat ons wat ek voorgelees het. Okay, julle, ons praat weer en dan gaan ons begin met Jeremia. Bye.